Broeders en susters, baie welkom aan almal van u, ook vir diegene wat op die internet inskakel. U is net so welkom ook by hierdie ontmoeting. Net 3 afkondigings vooraf. Die kollektes is vir die diakonale kas en vir die teologiese skool se studentekas. En dan onthou die eredienstye wat vanaf Mei maand verander. Dan begin ons oggenderediens om 9:30 en dan herinner ons ook net dat die Grief Share kursus eerskomende donderdag aand afskop. Dit is hier in die kerkgebou. Die wat op die Here vertrou is so Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge rondom Jerusalem van alle kante hom omvou, so beskerm die Here hulle wat hom dien en liefhet van nou af tot in die ewigheid. Dit is met hierdie verklaring dat ons hierdie ontmoeting met die Here begin. Ontvang nou die seën van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Paas naweek, kom ons begin met skrifverruiming 5:4, die Paas Triomf. Ons sing daarvan vers 1, 2, 3, 4 en 6. Daarna kan u gaan sit, dan gaan ek vir ons bid. Ons hemelse Vader, ons dank U uit die diepte van ons hart vir hierdie heerlike, hierdie wonderlike feesdag ook in ons lewe. Dit is die opstandingsdag van ons Here, U Seun Jesus. En vandag mag ons dit ook saam met soveel ander gelowiges
wêreldwyd. Mag ons die opstanding, die triomf van ons Here Jesus Christus oor die dood, saam met mekaar gedenk. Dankie Here, dat ons 'n lewende verlosser het, wat nou aan u regterhand sit, bekleed met eer en majesteit en koninklike luister. En daarom, Here, roep ons vanaand saam met Petrus uit as hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ons dankie Here dat ons deur die opstanding van ons Here Jesus Christus ook nou 'n lewende hoop het op die onverganklike, die onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Dankie dat ons ook mag weet dat U ons wat U glo, dat U ons ook bewaar vir hierdie erfenis. Dat U ons bewaar vir hierdie saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Vader, wil U tog gee dat ons hierdie sekerheid met ons sal saamdra elke dag van ons lewe, dat ons daaroor sal verbly, dat ons ook daaraan sal vashou, ook in tye waarin U ons beproef, om ons geloof te suiwer. Mag ons hierdie heerlike sekerheid met ons saamdra elke dag van ons lewe. Ons dankie Here dat ons in hierdie onseker tye waarin ons leef, onseker tye eintlik reg oor die wêreld, dat ons mag weet ons lewende Here Jesus Christus regeer. Hy het al die toue, dit gaan ons verstand te bome. Hy het al die toue van hierdie wêreld stewig vas in sy hande. Help ons om in hierdie wêreld met ons daaglikse werk ongestoord voort te gaan, om U ook daarin en daardeur te dien. En mag ons ook in hierdie onseker en verwarrende tye waarin ons leef, bly verkondig dat Jesus Christus regeer. En dat elke knie voor hom sal moet buig en erken dat hy Here is. Ons wil vanaand bid, Here, vir ons lidmate wat siek is. Wil U tog hulle gebede, maar ook die gebede van hulle geliefdes hoor as hulle na U roep om hulp, om krag, om geduld vir elke dag, en mag ons hulle nie vergeet nie. Mag ons vir hulle daar wees in hulle swakheid, ook as hulle liggaamskragte gedaan is, mag ons langs hulle staan om te help. Seën vanaand ook die bediening van U woord hier en op elke plek. Mag ons die ingrypende betekenis van ons Here Jesus se opstanding ook opnuut raak sien. Mag ons dit
in ons harte bære. Weet dat ons in hom en deur hom die lewe het. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees vanaand saam uit Evangelie van Lukas. Lukas 22 vanaf vers 54 en dan ook Lukas 24 vanaf vers 28. 22 vanaf vers 54. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het die mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur gesien het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Want Petrus het dit ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur het nog een met beslisheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Dan Lukas 24 vanaf vers 28. Toe hulle, dit is nou die Emmausgangers, by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Dis nou ons Here Jesus. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is al amper aand en die dag is al verby. Toe het hy by hulle ingegaan om hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan. En kyk nou hierdie woorde. En hy het aan Simon, dis Petrus, verskyn. Hy het aan Simon verskyn. Kom ons sing oor die opstanding van ons Here Jesus Christus, die opstanding soos wat ons vanaand ook gaan sien in die prediking, wat vir Petrus oneindig baie beteken het. Dit is lied 422, 422 vers 1, 2 en 3.
Ek dink as daar een disipel van ons Here Jesus was, broeders en susters, wat met sy kruisiging 'n neergeslaane, 'n geestelik gebroke mens was, dan was dit Petrus. Maar as daar 'n disipel van die Here was wat nooit in sy lewe die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus sal vergeet nie, dan was dit hierdie einste Petrus. Want op daardie dag het Petrus die fantastiese, die heerlike betekenis beleef dat Christus gesterf het, maar dat hy ook opgestaan het. Nou ek dink ons almal ken vir Simon Petrus. Ons hoor baie van hom, ons lees baie van hom in die Bybel. Hy was wat 'n mens kan noem die voortvarende een onder die disippels. Altyd eerste om te praat. Altyd eerste om op te tree. En dit was juis Petrus wat kort voor die kruisiging van ons Here Jesus Christus met geweldige selfversekerdheid vir hom gesê het: Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en die dood in te gaan. Ja, dis groot woorde. Maar nou weet ons, hiervan het baie min tereggekom in Petrus se lewe. Toe ons Here Jesus na sy gevangeneming weggelei is na die huis van die hoëpriester, toe die oomblikke in Petrus se lewe aangebreek, waaroor hy hom nog bitterlik sou verwyd. Nou ken ons daai stukkie geskiedenis baie goed. Daardie aand in die binneplaas van die hoëpriester het hierdie sterk, groot, selfversekerde Petrus het hy sy Here verloor. 3 keer daai aand is hy gekonfronteer dat hy een van Jesus se disippels was. 3 keer. 3 keer het hy dit heftig ontken, selfs met 'n eed. Sy woorde was koud. Of die haan het gekraai en Petrus moes vaskyk in die oë van sy Here. Vaskyk in die oë van sy Here wat hy sopas verloon het. Soos 'n mes moes dit deur Petrus gesny, daai woorde van ons Here Jesus aan hom. Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vandag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Hierna, so lees ons, het Petrus buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Gehuil omdat hy deur sy optrede in die heel eerste plek hierdie Here van hom so bedroef het. Dit was trane van berou. Ek dink vir arme Petrus het sekerlik die swaarste nag
in sy lewe aangebreek. 'n Paar dae daarna sou vir hom seker oneindige lang dae met lang ure gewees het. Want hy het geloop met die besef, ek het my Here verloon. Ek het hom verloon. Op 'n tydstip wat hy swaar gekry het. Ek het hom verloon, toe niemand vir hom omgegee het nie. Dit ek so waar hom verloon. Dink 'n bietjie, broeders en susters, Petrus se pyn in. Sy selfverwyte. Dink jou sy ontsettende smart in. Sy gevoel van absolute mislukking. Dink jou sy skaamte in dat hy voor God en mense 'n lafaard was. Dink jou sy vrees in. Het ek dalk met my optrede iets stikkend gemaak, iets gebreek wat nooit weer heel gemaak kan word nie? Petrus was 'n gebroke mens. En ek dink in sy pyn, sou Petrus seker daai nag, hy sou sekerlik die wêreld se skatte gegee het, om net weer voor ons Here Jesus se voete te kan neerval, en om vergewing te vra. Ek dink hy sou alles gegee het, want was te laat. Ons Here Jesus was reeds in die hande van sy vyande. Hy is kort hierna gekruisig. En Petrus het bly leef met daai oneindige sonde smart in hom. Ek, Simon Petrus, het my Here verloon. Maar nou, broeders en susters, na 3 dae kan die mens sê van Petrus se verskeurende smart. Son op. Die dag breek, dis die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. Dis die Sondagmôre. Uit die mond van die vroue wat al vroeg graf toe was, kom die boodskap na die disippels en na mense toe. Jesus is uit die dood opgewek. Hulle jubel dit uit. Maar daai vrou het ook 'n opdrag van 'n engel ontvang. 'n Baie besonderse boodskap en sien dit raak. Hulle opdrag was, gaan sê vir sy disippels, en dan staan daar, en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Gaan sê vir sy disippels, en in besonder vir Petrus. Hoor jy? Petrus word op sy naam genoem. Hy in besonder moet die boodskap kry. Jy moet na Galilea, Petrus. Want daar gaan die Here julle ontmoet. Ek dink hierdie baie persoonlike boodskap aan Petrus, en dit is vir my ongelooflik mooi in die skrif, hierdie
persoonlike boodskap wat Petrus ontvang het. Het vir Petrus oneindig baie beteken. Mens kan amper sê dit was vir hom daardie eerste ligstraal van hoop in 'n lewe wat baie donker was. Waar die ander disippels, die vroue se boodskap dat die graf leeg is, ja, so en so hanteer het, hardloop Petrus na die graf. En as hy die leë graf sien, besef maar Jesus Christus het uit die dood opgestaan, dan lees ons dat Petrus vol verwondering teruggekeer het huis toe. Nou, kort hierna, kan 'n mens sê, moes die groot oomblik in Petrus se lewe aangebreek het. In daai tyd, tussen die terugkeer van die graf en ons Here Jesus se latere verskyning aan sy disippels, het die opgestane Here Jesus aan Petrus verskyn. Het die opgestane Here Jesus aan hierdie einste Petrus verskyn. Hy kom soek weer vir Petrus op. Is dit nie pragtig nie? Daar was 'n ontmoeting tussen die opgestane Here Jesus en hierdie wenende in sonde gevalle disipel van hom. Nou wat tydens daardie ontmoeting gesê is, wat daar gebeur het, dit weet ons nie. Die skrif sê dit nie vir ons nie. Maar is sekerlik gepraat met mekaar, as woorde gesê, al berouvolle woorde, miskien die woorde van die verlore seun, smeekwoorde om genade, maar ook troostwoorde van vergewing. Mense graag wil weet wat daar alles gebeur het, wat daar gesê is, maar die skrif swyg daaroor. Want daai ontmoeting tussen die opgestane Here en Petrus was te intiem. Dalk was dit te teer, dat dit uitgeblaker moes word. Maar 'n sondaar het sy Here ontmoet, sy verlosser. En weet jy, nou weet ons een ding, en dit is dat Petrus inderdaad genade ontvang het in die oë van ons Here Jesus Christus. Sy verloning is hom vergewe. In daardie ontmoeting tussen hom en sy Here, het ons Here Jesus Christus heel gemaak wat in skerwe gelê het. Kom sê ek so, want kyk wat gebeur hierna. Kyk wat gebeur hierna. Toe Petrus en die ander disippels so 'n week of wat later besig is om vis te vang daar op die see van Tiberias, dan verskyn ons Here Jesus weer aan hulle. Toe hulle klaar geëet het, wie praat hy? Hy praat met Petrus. En hy praat met hom hierdie keer nie oor sy verloning nie, want dit is hom vergewe.
Toe praat die Here met hom oor sy verdere roeping, sy verdere taak as 'n disipel van die Here. Daar sê die Here vir Petrus, laat my lammers wei. En dan kort daarna, asof hy dit wil beklemtoon, pas my skape op. Petrus, laat my skape wei. En jy sien 'n stikkende, berouvolle sondaar het genade gevind. Hy is deur die opgestane Here Jesus in sy bittere sondepyn en sondesmart opgesoek. Sy wonde is genees. En ons Here Jesus vat hom en maak van hierdie man 'n kragtige werktuig in sy koninkryk en in sy kerk. Weet jy, hierdie einste Petrus word die apostel wat in 2 Bybelboeke wat hy geskryf het wat vir ons nagelaat is. Is hy iemand wat net nie uitgepraat kan raak oor die kosbare bloed van die lam nie. Hy kan nie uitgepraat raak daaroor. Dis asof hy dit kort by ons wil tuisbring. Die kosbare bloed van die lam, waardeur daar vergewing is en herstel. Dit het met Petrus gebeur, omdat ons Here Jesus aan die kruis die offer vir ons sondes gebring het. En omdat hy deur sy opstanding nou kom, en die vrugte van sy sterwe aan ons kom uitdeel. Die heerlike vrug van vergewing van sondes, die wonderlike vrug van ek het julle verhouding met God herstel. Die vrug van 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Ek dink, broeders en susters, hierdie stukkie geskiedenis is vir ons opgeskryf sodat ons mag weet. 'n berouvolle mens, 'n skaam verleë sondaar mens wat smag na Christus, word nie weggestoot nie, word nie verstoot nie. Die geweldige hoogtes en triomf van Christus se opstanding uit die dood is nie te hoog vir hom om diep en laag te kan afbuig na 'n mens met 'n gebroke hart voor God nie. Om na 'n mens af te buig wat stikkend is deur die sonde. En om dit heel te maak. Want dit is waarvoor hy gesterf het, maar ook waarvoor hy opgestaan het. Hy het gesterf en hy het opgestaan, sodat ons waarlik mag lewe. Hy het gesterf en hy het opgestaan, sodat hierdie mensies wat ons is, deur sy genade en deur die krag van sy gees, bruikbare diensknegte in sy koninkryk kan wees. Vlug maar daarom met jou eie sonde na hom toe. Ook met jou lewe 'n
wat miskien stikkend is. Vlug na hom toe met daai vreeslike gevoel van mislukking as kind van God. As ons hier aan Simon Petrus verskyn het, dan is ek en jy nie 'n hopelose geval nie. Hy sal ons heel maak. Hy sal ons optel. Soos wat hy met Petrus gedoen het. Hy sal ons gebruik in sy koninkryk. Nou dalk kragtiger as voorheen. En dit is ook die boodskap, broeders en susters, wat ek en jy kan deel met mense in hierdie lewe. Stikkende mense wat oor ons pad kom. Sonde doen vreeslike dinge. Maar dis die evangelie wat ons kan deel. Van 'n vlug na Jesus Christus toe. Wat vir ons sondes betaal het en wat opgestaan het. Sodat ons die ware lewe van hom kan ontvang. Wat van ons kragtige diensknegte maak. Mag jy ook so hoë bring in ander se lewe. As jy met hulle praat of gesels, mag die Here jou ook daarin kragtig gebruik. Amen. Kom ons sing lied 510 vers 1, 2, 3 en 4 en dan gaan ek vir ons saam bid. Ons Hemelse Vader, dankie dat daar by U genade is.
vir mense soos ons. Dat daar by U genade herstel is vir mense wat stikkend gebreek is deur die sonde. Hulle hande na U toe uitsteek om vergewing, om herstel. Vader, ons leef van U genade. En mag ons hierdie genade ook deel met mense. Mag ons nie stil bly nie. Mag ons diep uit ons hart ook getuies wees dat Jesus Christus gesterf het vir sondaars. Dat hy opgestaan het, dat hy leef om deur sy gees nuwe lewe aan hulle te skenk. Mag ons met hierdie evangelie in ons harte en op ons monde, mag ons tog 'n verskil maak in mense se lewens. Om hulle net by U te bring. Dankie Here vir genade op genade. Ons eer U daarvoor. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons liefdegawes is soos wat ek gesê het vir die diakonale kas en dan ook vir die teologiese skool se studentekas om hulle te kan help om in die teologie te kan studeer. Kan by die deure afdra of elektronies, net wat u verkies. Kom ons sluit af met lied 207, daarvan vers 1 en 4 en dan ontvang ons die seën van die Here. Kyk nou hoe die Here u seën en luister net na hierdie woorde en vat dit saam met jou in jou lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, maar ook die liefde van God ons Vader, daardie kragtige gemeenskap van die Heilige Gees is met julle.